Nou ja, baie welkom allemaal by hierdie Kersfeestdiens 2025. Wat sal ons sê? Ons het al soveel lesse gebring by Kersfeest. Ek wil die volgende sê. Jesus is ons grootste geskenk. Amen. Wie het altyd aan die vroeë jare van ons huwelik gesê, Jan, jy is my grootste geskenk. Ek sê dit nog steeds. En toe ontmoet sy Jesus. Ja, okay. En nou is ek tweede. Mense, wanneer ons kan ontdek dat Jesus is ons grootste geskenk. Amen. En ons is opgewonde daaroor. Dan begin daar dinge in ons lewe gebeur. Amen. Jesus is die hemelse brood. Amen. Wat in die hemel neergedaal het. Die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon. Lukas 2 vers 7 en Maria het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê omdat daar geen plek was in die herberg om hom neer te lê. Dit spreek so boekdele. Jesus is die hemelse brood. Hy is ons ete. En in hierdie ete het ons hierdie groot geskenk. Kan ons hierdie groot geskenk vir ons vat. Amen. In die ete, sê almal ete. Interessant dat hy word in 'n krib geplaas. Weet julle wat was 'n krib? 'n voerbak vir die diere. Is dit interessant dat hy word gebore en dadelik in 'n voerbak geplaas? Simbolies wys dit vir my. Dis ons voedsel. En daarom dan in Johannes 6, vers 1 en 5, daar sê Jesus, ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Wow! Wie kry iets vermoere? Wie eet vermoere? Wie eet hierdie woord vermoere? Amen. Wanneer ons hierdie woord eet, daar's die hemel in. Dis die hemelse brood. Amen. En dit bring iets vir jou. Dis waarom dit so 'n groot geskenk is. Hierdie voedsel, dit gee jou die ewige lewe. Amen. Selfs al gaan jou liggaam nou dood en verlaat jy ons. Jou gees, die werklike jy, leef vir ewig. Wie is opgewonde en is bly om dit te doen. Waar jou liggaam dan mag gaan, maar gees kan ons nooit tot niet gaan nie. Halleluja. As jy hierdie brood eet, vind jy die weg, die waarheid en die lewe na jou hemelse Vader. Hierdie woord wat ons verhoor hier is Jesus woord. Dit is 'n Jesus is woord, teenswoordige woord. Wanneer ons dit eet, gebeur daar iets is, sê almal is, in ons. En hy word 'n werklikheid. Sy naam is Emmanuel, God met ons, God by ons. En Jesus sê die koninkryk van die hemele is in julle. Wie is die koning van daai koninkryk? Jesus. So waar is hy? Wie het hom al aangeneem? As jy hom aangeneem het jy hom ingeneem. Wie vat hierdie woord vermoor? Wie wil hierdie woord, want dis wie Jesus is, aanneem en inneem. As jy hom inneem, is dit hemelse brood. Amen. Dis ewige lewe voedsel wat jy inneem. Kom, ek kan nie genoeg daarvan kry nie, julle. Amen. Johannes 14 vers 1, Jesus sê, laat julle hart nie ontstel word. Glo in God, glo in my, is op pad want toe. 3 dae kruis gepraat. Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek julle gesê, en ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek heen gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is, sodat julle ook kan wees, waar ek is. Party wag tot vandag en ons steeds daarvoor. Ons gaan nou iets moois sien. Johannes 14 vers 4. En waar ek heen gaan weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy heen gaan en hoe kan ons die weg ken. En Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Wanneer ons hierdie Jesus brood eet ons die weg, die waarheid en die lewe. Gaan ons oop van ons verstand
en snap ons iets. Want Jesus was op pad na die kruis toe met ons na die hemelse Vader se teenwoordigheid. Amen. Die disciples het baie goed verstaan toe hy sê, ek gaan na my Vader se huis. Want die Vader se huis is die tempel van die dag. En in die tempel, in die mees heiligste plek, kon net die hoëpriester ingaan en daar in die heerlikheid van die Here verskyn. God se teenwoordigheid was in die mees heiligste plek in die tempel. Hier is baie wonderlik. Jesus sê, ek gaan na my Vader se huis. Wat was sy Vader se huis? Die tempel. Die tempel van daai dag was gebou wat deur Salomo, of nie deur Herodes, was die tweede tempel. En in die tempel se buitemure was daar baie kamers gewees vir die priesters. Sê amen. Amen. Hy sê, ek vat julle saam in die 3 dae kruisoperasie. En ek gaan julle vat na my Vader se huis. En dan wat ek doen is, as ek klaar voltooi het, sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle, waar gaan jy heen? Na die Vader se huis, die tempel. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe deur die tempel, na die mees heiligste plek, na die teenswoordigheid van ons hemelse Vader. Sê amen. En wanneer ons hierdie brood eet vanmôre, wie Jesus is hemelse brood, eet ons teenswoordige brood en begin ons sy teenswoordigheid al hoe meer ervaar. Amen. Jy eet sy teenswoordigheid. En hoe meer jy hierdie isbrood, Manuel met ons eet, hoe meer word jy Jesus Christus self. Amen. Want jy is God se kind. Sê amen. Amen. Wat jy eet is wat jy word. Amen. Na die Vader se huis. En wat ervaar jy in die Vader se huis? Sy teenswoordigheid. Oep, hier kom daar iets moois. As jy my geken het, Johannes 14 vers 7, sou jy my Vader ook geken het. En vanaf ken jy hom en het jy hom gesien. En Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af. Dit is Johannes 2 vers 19. En in 3 dae sal ek dit opbou. En toe sal ek verontwaardig. 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou. En hier sal dit in 3 dae oprig. Maar Jesus het gepraat. Johannes 2 vers 21 van die tempel van sy eie liggaam. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê Paulus, weet julle nie dat julle in die tempel is? Amen. En dat die Heilige Gees nou in julle woon. Dankie Here. Jesus gaan kruis toe met ons almal. Berei plek vir ons. En hy sê, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dan moet ons Johannes 14 verder gaan lees tot Johannes 15 tot Johannes 16. Dan sê Jesus daar, 'n klein tydjie en julle sien my nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, selfs 'n klein tydjie. Wie verstaan 'n klein tydjie? Dis nou al 2000 jaar verder, so dit kan nie nou wees nie. Hier sê 'n klein tydjie, en dan kom weer, en dan sê Jesus uiteindelik, ek sal julle nie wees agterlaat. Hy praat met sy disippels van daai tyd, 2000 jaar gelede. Hy sê, ek sal julle nie wees agterlaat, maar ek stuur vir julle die trooster. En toe, wow, Handelinge hoofstuk 2, was hulle almal eendragtig met mekaar. En toe word daar 'n wind gehoor. Stilte is verbreek. Amen. Dit is sien hulle tonge van vuur, wat verdeel, en op elkeen kom sit. En hulle is almal gevul met die Heilige Gees, en hulle begin spreek in nuwe tale. En toe was hulle dronk van die Gees, want hulle was verspot, en opgewonde, en bly, en die Here geloof en prys. Hulle het nie meer weggekruip daar in die boventrek waar hulle bang was nie. Hulle vrees was weg. Hulle was versomme in die strate. Hulle het die Here geloof en geprys, en hulle het gepreek. En die mense het hulle so beskou en sê, die mense is dronk. Want so het hulle voorgekom. Hulle was onder die invloed van die Heilige Gees. Weet julle hoekom? Jesus het die weg berei, sodat hulle ook kan wees waar hy is. Hulle is nou die tempels. In die ou bedeling was die Heilige Gees of die Here se teenwoordigheid in die geboude tempel met mense hande. In die nuwe bedeling waar ons nou is die Heilige Gees uitgestort op ons. Ons is nou die tempels. En dis waarom 1 Korintiërs 6:19 weet julle dan nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Jesus in die 3 dae kruisoperasie het dit voorberei. Hy het homself gegee as die tempel. Hy sê, ek gaan op julle plek te berei, en ek sê, gaan en kom ek weer, en sal julle na my toe neem, en julle kan wees waar ek is, en dan gaan hy verder, 'n klein tydjie,
sien julle my nie en dan sien julle my weer. En toe gebeur dit. 10 dae na Jesus se hemelvaart, 50 dae na sy kruisiging, word die Heilige Gees uitgestort. 50 is die getal in Grieks Pentekost. Is dit Pinkster en dit het nooit opgehou nie. Wie het Jesus aangeneem? Wie van julle is gevul met die Heilige Gees? Al die tempels baie vir my. Amen. Wow, hy het ons klaar voorberei. Amen. Ons is nou in die plek waar ons moet wees. So wat doen ons dan omtrent? Kom ons doen dit dan. Psalm hoofstuk 1 sê, vreeslik mooi. Hy sê, wanneer ons die Here soek met alles wat ons het, wanneer ons begeerig is na sy woord, en die woord dag en nag oordink, dan kom ons tot ons volle reg, as die boom wat geplant is by waterstrome. Galasiërs 5:22. Jy is daai boom wat vrugte dra op die tyd wat dit nodig is, die vrugte van die Gees. Jy is daai boom van liefde, van blydskap, van vrede, van geduld, van vriendelikheid, van goedheid, van sagmoedigheid, van getrouheid en van selfbeheersing. Hallo jy. Kom dan. Hoe meer brood jy eet, hoe meer hemelse brood jy eet, hoe meer hemels raak jy vir die mense in jou lewe. Jy is daai hemelse boom. Jesus is die boom van die lewe en jy het hom nou binne in jou en daarom dra jy die vrugte van die Gees. Amen. Dis jou bediening. Hallo. Weet jy wat? Begin by jou huisgenote. As jy net vriendelik is jy die boom. Jy dra die vrugte op die tyd. Miskien is daar 'n knorrige persoon in jou huishouding. Hoe beantwoord jy dit? Vriendelikheid. Dis jou bediening. Dis die lig wat jy uitstraal. Sê amen. Amen. Miskien is daar baie ongeduldige mense om jou. Hoe beantwoord jy dit? Met geduld. Want weet jy hoekom? Jy weet van die teenswoordigheid van die Hemelse Vader, want jy is die tempel. Binne in jou nou is sy teenswoordigheid. Jy beoefen sy teenswoordigheid. Jy eet hemelse brood. Is brood. En jy ervaar 'n hemelse toestand tussen jou ore. Wat die kop van vol is, loop die mond van oor. As die kop vol Christus is en liefde is en blydskap is en geduld is en vrede is, wat loop uit jou mond uit en wat loop uit jou lewe uit? Presies dit. Jy het tot jou volle reg gekom, as Psalm 1 boom. Jy staan in die bron van jou Hemelse Vader, sy woord, en jy dra vrugte van die Gees op die tyd wat dit nodig is. Amen. Is geduld nodig? Jy is die geduldige. Is vrede nodig? Jy is die vredemaker. Want die krag daarvan is binne in jou. Dis nou jou aard, dis jou DNA. Want soos jou Vader is, so is jy. Soos Jesus is, so is jy. En hoe gebeur dit? Jy eet hemelse brood. Sê amen, wie geniet hierdie brood voor? Amen. Die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang het, was Jesus Christus. En is 'n aanhoudende proses. Die lekkerste ete, Kersfees is 'n tyd om Christusfees, wat almal die lekkerste kos maak. Wie van julle het al klaar? Ek meen, jy sit nou hier, so jy sê, pastoor, ek het al klaar. Ek wil by daai kos uitkom. Weet jy wat, hierdie is die lekkerste ete. Hierdie hemelse brood, jy gaan nie 'n beter ete kry as hierdie ete nie. Dit is so 'n heilsame ete. Dit is die grootste geskenk. Jy eet nou hierdie geskenk. En hoe meer jy dit eet, hoe meer is jy dit. Amen. Jy is die tempel. Sy teenswoordigheid is in jou. Sy teenswoordigheid is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing. En hoe meer jy sy teenswoordigheid ervaar, hoe meer word jy dit ook. Sê amen. Met wie spandeer jy tyd? As jy tyd spandeer met 'n persoon wat verskriklik vloek. Wie van julle ken mense wat vreeslik vloek? Dan kan hulle nie Afrikaanse woorde skep. Hulle vloek sommer in Engels. Hulle gebruik daai een woordjie. Frikken dit en frikken dat. Weet jy wat frikkie daarmee te doen het? En dan, weet jy wat, as jy dan genoeg met sulke mense se geselskap wees, raai wat gaan met jou gebeur. Jy gaan ook sê, frikken dit en frikken dat. Is julle met my? Kom nou, laat Christus Jesus jou kop vol. Laat sy woord, eet hierdie hemelse voedsel.
Raak vol daarvan. Wees Christus, dis jou bediening. Wees die lig wat skyn. Wees die lewegewende lig. Vrede, blydskap, vriendelikheid, geduldigheid. Leef dit uit, dis jou bediening. Die plek waar jy begin is jou eie huis, jou plek tussen jou kollegas. Wees met my. Vader, ons dankie vir u woord verhoorde. Dankie Here dat ons Christus fees kan vier en 'n Christus maaltyd kan eet. Is brood, teenswoordige brood, hemelse brood. Ons kan nie genoeg daarvan kry. Ons vul ons gedagtes daarmee. En dankie Vader dat ons dan ons bediening kan uitleef met die krag van daai voedsel en doen wat U ons voorgeroep het. Ons gee al die lof en al die prys in Jesus naam en almal sê amen. Ek gaan net Jesaja lees, want dit pas so mooi by dit wat pastoor Jan gesê het. Jesaja 58 vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. Baie keer is jou siel honger, maar hy sê ek sal jou siel versadig in dorplekke en ek sal jou gebeente sterk maak. Jou gebeente sal sterk wees, jou skelet, jou vrein, dit wat jou aan mekaar hou, sal hy sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit te leer stel nie. Ek lees vers 14. Dan sal jy jou verlustig in die Here. Ons doen nou liedjie, verlustig jou in hom. Amen. En hy sal jou gee, die begeerte sal jou wat verlustig jou in hom. Nee. En hy sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Van die mond van die Here het dit gespreek. En niemand kan dit keer. You are blessed. Amen. Blessed. Hallelujah. Amen. Amen.